7 en ons is vandag op 3 woorde. Vra, soek en klop. Ons almal ken daai gedeelte waar Jesus sê, vra, soek en klop. Maar my vraag is aan jou, maar vir wat? Vra vir wat, soek vir wat, klop aan wat? Hoekom vra ek? Hoekom soek ek? Hoekom klop ek? En net so om weer 'n bietjie terug te gaan van Matteus 7, dit is belangrik dat ons altyd weet, hoekom is Matteus 7 in die Bybel, hoekom is hy spesifiek waar hy is, en Matteus 7 is die laaste hoofstuk van die bergprediking, wat ons nou al baie lank op fokus, en ek dink dit is een van die beste stukke in die Bybel, sekerlik vir ons as Christene, om elke nou en dan te lees, en elke nou en dan weer net bietjie te besin, wat van hierdie goeders doen ek en wat van hierdie goeders doen ek nie. So Jesus verduidelik ons primêr in hoofstuk 7 hoe om 'n regverdige lewe te leef. Hoe om in right standing with the law te lewe. En ons bereik dit deur om ons optrede, die manier hoe ons leef, die manier hoe ons dinge doen, in lyn te bring met God se wil. Dis eintlik wat Jesus hier vir ons probeer sê. Vanaf Matteus 5, 6 en 7 probeer ons te verduidelik, jou aksies, die manier hoe jy jou lewe leef, die manier hoe jy dinge doen, moet in lyn kom met God se wil. En in hierdie hoofstuk spesifiek lê Jesus klem op, ons moet 'n lewe van integriteit lewe, ons moet nederig wees, en ons moet dan ook onderskeidingsvermoë hê. En ons gaan by daai gedeelte kom oor die ware profete en die vals profete. Maar vandag praat ons oor vra, soek en klop. Nou kom ons lees wat Jesus hier vir ons sê. In vers 7 tot 12 sê hy vir ons die volgende: vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat vra, ontvang, en wie soek, vind, en vir wie klop, sal oopgemaak word. Dan verander hy, dan sê hy, wie onder julle sal as sy seun brood vra, vir hom 'n klip gee, of ook, as hy 'n vis vra, vir hom 'n slang gee. As julle wat sleg is, dan weet om goeie geskenke aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader in die hemele goeie dinge vir hulle wat vir hom vra. Alles wat julle dan wil hê, die mens aan julle moet doen, doen ook julle net so aan hulle, want dit is die kern van die wet en die profete. So wat sê Jesus hier? Hy sê basies 3 of 4 goeders wat baie belangrik is. Hy begin met soek, vra, klop. So kom ons kyk bietjie, wat sê hy? In vers 7 en 8 praat hy van vra, soek en klop. En dan die vraag wat ek baie keer vra is, waarvoor moet ek vra en soek, nie soek nie, en waaraan klop? Want baie keer as ons hierdie vers lees, waarna toe gaan jou kop? Dadelik. Want onthou, die hart van die mens is nie rein nie. Die hart van die mens is maar eintlik korrup. En die hart van die mens soek eintlik maar net sy eie belange. So die oomblik wat ek 'n vers soos hierdie lees, vra, soek, klop, waarna toe hardloop my kop? My kop hardloop na, yes, maar as die Bybel sê, ek moet vir die Here vra, dan kan ek mos vir hom vra wat ek wil. Dan kan ek mos vir hom sê, Here, maar ek soek meer geld, ek soek meer besittings, ek soek dit en ek soek dat. En Jakobus 4 vers 3 kom en hy verduidelik hierdie vir ons so mooi. En hy bring eintlik konteks in hierdie vra, soek en klop gedeelte en waarvoor moet ek vra? Jakobus sê vir ons, julle bid en julle ontvang nie, omdat julle op die verkeerde manier vra, sodat julle dit in julle welis kan deurbring. So hy sê hierso, julle vra, maar julle vra op die verkeerde manier. Julle hoor nou Jesus sê, vra, soek, klop. En julle koppe gaan dadelik na die aardse goeders toe, na die welis.
En die goeders wat ons harte so bly maak, jy weet daai bankbalans, daai kreerrand, daai dierkar, daai perfekte lewe, of die prentjie van die perfekte lewe wat die wêreld vir ons skep. En hy kom en hy sê, maar julle vra verkeerd, julle vra die verkeerde vraag. En ek maak die stelling hierso, en die stelling is nie 100% reg, dit is nie hoe jy vra nie, dit is wat ons vra. So dit is hoe ons vra, ons moet in nederigheid vra, maar dit is nie hoe ons vra nie, dit is wat ons vra. En Johannes kom in Johannes 15, en hy verduidelik vir ons, wat presies moet ons dan nou vra, as Jesus sê, soek, klop en vra. Hy sê in vers 7 en 8 vir ons die volgende, as julle in my bly, en my woorde in julle bly, hier is die kern, vra dan wat julle wil, en dit sal met julle gebeur. Hierdeur word my Vader verheerlik, dat julle baie vrug dra, en my disippels kan wees. So hier kom hy, en hier verduidelik hy vir ons eintlik maar, wat die kern van hierdie ding is. Hy sê, as julle in my bly, en ek bly in julle, dan praat ons van verhouding hierso. Want as ek in God is, en God is in my, dan praat ons van, daar is 'n permanente verhouding, daar is 'n permanente konneksie. So God praat die heeltyd met my, en God sê die heeltyd vir my, wat sy wil vir my lewe is. As ek die wil van die Vader ken, en sy hart ken, dan gaan dit wat ek vra, dit waarna ek soek, en die deure waaraan ek klop, ook in lyn wees met sy wil en sy hart. En ek vra vir hom alles wat ek graag wil hê, om sy naam te verheerlik. So Jesus kom en hy sê, al wat ek wil hê is, vra in nederigheid, maar moenie selfsugtig wees nie. Vra die wil van die Here. Vra wat die Here se wil is en plan is met hierdie situasie. Dan sal ek vir julle gee. So ek sê hierso, Jesus beklemtoon hier dat God ons Vader weet wat ons behoefte is en hy sal vir ons sorg. Nee, ek het nie verkeerde slide hierso. Nee, dit is reg. Dis die volgende punt. So God kom en hy sê vir ons, soek my wil, vra my wil en klop aan die deure wat ek vir jou gee om aan te klop. En ek sal vir jou gee wat jy nodig het. Dan in vers 9 en 10 kom ons eintlik by wat ek nou net gesê het. God leer ons die beginsel van voorsiening. Hy sê, watter pa sal vir sy kind 'n klip gee as hy vra vir 'n brood, of 'n slang gee as hy vra vir 'n vis? En hier kom Jesus net en hy sê, God ons Vader weet wat ons behoeftes is en hy sal vir ons sorg. Ons hoef nie bekommerd te wees oor die voorsiening van die Vader nie. Maar ons moenie selfsugtige behoeftes en vra vir hom vra nie. Ek weet ek het dit al baie gesê, maar so baie mense praat met my en hulle sê hulle bid vir die lotto-nommers. Dis selfsugtig om vir die lotto-nommers te bid. Nommer 1, lotto is vrot. Lotto is van die wêreld af. Dis nie in lyn met God se woord, sy wil en sy plan vir jou lewe nie. So as jy vra vir die lotto-nommers, gaan God nie vir jou die lotto-nommers gee nie, want dit is 'n slang of dit is 'n klip. Hy wil vir jou brood gee. Hy wil vir jou gee wat goed is vir jou. God ken jou en God weet wat jou behoefte is. Daarom sal hy vir jou altyd voorsien aan die behoefte wat jy werklik nodig het en hy sal vir jou die regte dinge gee op die regte tyd. Ons moet ophou, vra vir geld, bid vir geld en as God nie vir ons geld in ons rekening gee nie en sê God bestaan nie. Nee, ons moet bid soos wat Jesus vir sy disippels gesê het, gee ons vandag ons daaglikse. Gee vir my die openbaring wat U wil hê ek vandag moet van U af kry. Lei my in U waarheid. Lei my in U wysheid. Here, gee vir my geleenthede om U naam te verheerlik. En wanneer ons houding reg is en ons hart reg is, dan gaan God vir ons gee wat hy dink ons nodig het. Ons gaan aan. In vers 11 beloof God vir ons goddelike gawes.
Hy sal vir ons gee, hy is 'n goeie God, hy weet wat ons behoefte is, en hy beloof vir ons goddelike gawes. Wat is die goddelike gawes wat hy hiervan praat? So in Lukas 11 vers 13 is hierdie selfde gesprek as in Matteus 7 in Lukas 13, en Lukas sê dit net op 'n ander manier, en hy verduidelik vir ons wat die geestelike gawes hier is. Hy sê, as julle wat sleg is dan weet om goeie geskenke aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan hulle wat hom vra. Daar is die geestelike gawes wat Jesus van praat in Matteus 7. Die Heilige Gees. As julle wat sleg is, vir julle kinders goeie geskenke gee, hoeveel te meer gaan die Vader in die hemel nie vir julle geestelike gawes gee nie. En die nommer 1 geestelike gawe, die grootste geestelike gawe wat ons kan hê in hierdie lewe is om die Heilige Gees te ontvang. Punt. Want die Heilige Gees, soos wat Jesus vir ons, Johannes vir ons sê, hy gaan ons lei in alle waarheid. Hy gaan die hart van die Vader aan ons openbaar. Hy gaan, wanneer dit moeilik gaan met jou, vir jou sê, kom nou, dis okay, dis okay, dis okay. Hoekom soek ons nie dit nie? Want ons soek wêreldse dinge. So Jesus kom en sê, jaag my na. Soek na my, vra vir my, klop aan my deur. Vra vir God die Vader, soek God die Vader, klop aan die deur van God die Vader. Soek die Heilige Gees, vra die Heilige Gees, klop aan die deur van die Heilige Gees, want dit is die wil van God die Vader. Nie allerhande ander dinge wat hy vir ons vra nie. Dan begin ons af te sluit met die laaste punt wat Jesus maak, en dit is die goue reël wat Jesus vir ons leer. En die goue reël mis ons so baie. Kom ons hoor wat die goue reël is. Romeine 13 vers 8 en 9 kom verduidelik Paulus vir ons wat die goue reël is. Jesus sê, doen aan ander wat jy in jouself gedoen wil hê. So hier kom Paulus en hy breek dit vir ons oop en hy gee vir ons vleis aan dit. Hy sê, wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe die verpligtinge om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het die wet vervul. Wat se wet? Jesus se wet van liefde. Want dit, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod ook al word saamgevat in hierdie uitspraak. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So Jesus kom hierso en hy praat van regverdig lewe, hy praat van lewe in integriteit, lewe met nederigheid en lewe met 'n lewe van onderskeiding. En hy vat hierdie saam, hy sê, soek God se wil, soek Jesus se wil, soek die Heilige Gees se wil, klop, soek, vra wat God se wil is, ja, God se manier van dinge doen na, nie jou eie nie. En dan sluit hy hierdie ding vas en hy sê, ek sluit hierdie alles nou saam met die volgende, en ek wil hier nie afsluit, sê Jesus. Hy sê, hanteer almal soos wat jy graag hanteer wil word. Nou ek wil jou vandag vra, hanteer jy altyd ander soos wat jy graag hanteer wil word? Jy kan jouself eerlik antwoord. Ek skuldig. Ek doen nie altyd nie. En ek moet baie tyd in gebed spandeer en ek moet baie vir die Here vra, Here, was my. Want hierdie wat ek nou gedoen het is nie reg nie. Ek wil meer soos U wees. Ek wil soos U lewe, ek wil U wil doen. Maar dan kom ek en ek doen hierdie stupid ding. Die goue reël, breek ek. Hanteer jy altyd ander soos wat jy graag hanteer wil word? Want as jy dit reg kry, dan lewe jy die wil van die Here. Dan wys jy vir mense die liefde van God wat ons wêreld desperaat nodig het. Jy gaan kyk na die bekleierery en allerlei dinge in die wêreld. Jy wys vir mense Jesus se weg, sy waarheid. En dit gaan beteken dat jy baie keer jou mond moet stil hou. Of net jou mond moet hou as iemand 'n uitspraak maak en nie saam praat nie. Dit gaan beteken dat jy baie keer nie jou humeur verloor nie. Ek dink baie keer gaan dit oor bly stil en luister
en moenie net altyd probeer antwoord nie. So wat vat ons vandag huis toe, voordat ek afsluit? Amen sê. 4 goed. Eerste ding is, ons moet God se hart najaag. Dis wat ons moet soek. Dis waar ons moet klop. Dis waarvoor ons moet vra, sy hart. Ons moet hom najaag. Ons moet God vertrou vir ons voorsiening. Jesus sê dit, Vader weet wat jy nodig het en hy sal vir julle voorsien. Ek wil hier sommer net getuig. Ek is van 2003 af, 2004 af in die bediening, voltyds. Dit was 21 jaar van al. Dit is nie maklik om in die bediening te wees nie, dit is rarig taf. Maar nog elke liewe slag, wat ek op 'n punt kom, waar ek sê, ek kan nie verder aangaan nie, dan kom die Here raak. Want wanneer my krag ophou, wanneer my planne ophou, wanneer al my dryf na iets ophou en klaar sê, dit kan nie meer nie, kom die Here raak. Ek sal nooit vergeet nie in 2015, 2014, in 2015 in 2014 Desember maand, is ek in Bethlehem met my ouers en ek sê vir hulle, ek is klaar. Ek kan nie aangaan in die bediening nie, ek het nie geld nie, ek word nie genoeg betaal nie, ek moet teruggaan en ek is in 'n deficit. My huur is meer as my salaris en ek het nie kos dan op dit nie, niks soos dit nie. Ek stap Januarie, maar ek sê ek is klaar, ek kan nie. Die Here moet nou deurbring, ek kan dit nie doen nie. Ek stap Januarie maand en ek kry verhoging. En ek kry vir een of ander rede geld van ergens af, ek weet nie van waar af nie, maar ek kry dit. En ek het kom deurgegaan het. Nog elke slag in my lewe wat ek op die einde kom, waar ek sê ek kan nie verder aangaan nie, kom God en hy sê, die raak is gekom, ek is jou pa, ek weet wat jy nodig het, jy hoort in die bediening, jy hoort hierso, kom ek gaan vir jou sorg. Ek het nie gevra daarvoor nie, ek het net aangegaan daar. Die derde ding wat God vir ons sê, of Jesus vir ons sê in hierdie stuk is, God beloof goddelike gawes. Hy beloof vir ons dat die Heilige Gees met ons is. Hy beloof vir ons dat die Heilige Gees ons sal lei, vir ons sal wysheid gee, vir ons alles sal gee wat ons nodig het, as ons hom net soek. En dan die vierde ene, wat ek nou net mee klaar gemaak het, is, ons moet volgens die goue reël lewe. Kom ons begin ander mense te hanteer, soos wat ons graag hanteer wil word. Ek dink, dit is vir niemand van ons lekker, om in 'n plek in te stap en iemand skreeu op ons nie. Is het veel lekker? Hoekom doen ons dit? Dis so geneig om met 'n call center agent te skreeu, want dit is 'n stem oor die foon. Dit is ook 'n mens. Sit net eerder die foon neer, minder offensive. Hanteer ander soos wat jy graag hanteer wil word. Ek wil graag hê mense moet moeite doen vir my. Daarom sal ek moeite doen vir jou. Ek wil graag hê mense moet my lief hê. Ons almal het 'n behoefte. Daarom sal ek lief hê. Ek wil graag hê iemand moet 12 uur in die nag uit sy bed uit opstaan en jaag na my toe om my te kom ondersteun as ek 'n krisis het. Daarom sal ek dit vir jou doen. Die goue reël is, doen aan ander wat jy graag wil hê iemand moet aan jou doen. Amen. Kom ons bid. Here Jesus, dankie dat U vir ons in die woord so baie treasures, skatte gee van hoe om 'n regverdige lewe te leef, om in integriteit te lewe en in 'n nederigheid te lewe. Here, my gebed is net dat ons vandag sal doen wat U vir ons sê in Matteus 7, om te klop en te soek en te vra vir U. Want dit is wat belangrik is. Dit is wat vir ewig is. Dit is wat vir altyd gaan aanhou. Here, maak ons op 'n plek omdat U die grootste prioriteit is in ons lewe en die ander dinge net verbygaan. Here, dankie dat ek kan sê in my lewe het U nog altyd deurgekom vir my, want U is my Vader en U weet wat ek nodig het. En Here, met daai getuienis, Here, kan ek bid en ek bid dit oor die gemeente af.
met die wete dat U nog altyd deurgekom het. Bid ek vir voorsiening vir ons gemeente. Ek bid vir deurbraak vir ons mense. Here, dan wil ek U loof dat U 'n goeie God is, dat U amazing is, U is 'n goeie Vader. Jesus Christus, U is 'n goeie priester, hoëpriester, wat vir ons sorg, en Heilige Gees, U lei ons so mooi. En ek wil vir U so dankie sê daarvoor. Net weer sê, U is 'n goeie God. 'n amazing God. En dankie dat as ons na U soek, sal ons kry. Bid dit in U naam alleen, Jesus Christus, God die Vader en Heilige Gees, God die eenheid.